ons thema van vanoggend gaan ek op die bord sit. Is die gelykenis van die saaier. So blaai asseblief saam met my in die woord van die Here. Ons gaan lees in die Evangelie van Matteus. Matteus hoofstuk 13. Ons gaan hierdie week en volgende week gaan ons na hierdie gelykenis kyk. Matteus hoofstuk 13 van vers 1. Ek gaan lees tot en met vers 9 en daarna gaan ons 'n bietjie spring na vers 18 toe. Die rede daarvoor is, die Here Jesus vertel die gelykenis tot en met vers 9 en vanaf vers 18 is, vanaf vers 18 af verduidelik hy die gelykenis vir ons. Goed, so ons gaan saam lees en daarna gaan ek vir ons bid. Matteus 13 vanaf vers 1. Dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 'n Groot menigte het so om hom saamgedrom, dat hy in 'n skei geklim en daarin gaan sit het. Maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê, 'n saaiër het eendag gaan saai. By die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n ander deel daarvan het op die klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer. Party het 100voudig, ander 60voudig en ander 30voudig. Wie ore het, moet luister. Goed, en dan Matteus 13 vanaf vers 18. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaiër beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbank gesaai is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. En laat egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verduidelik van die rykdom verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100voudig, soms 60voudig, soms 30voudig. Net tot sover. Kom ons maak die boek toe dan, bid ons saam. Here, ons is vanoggend so dankbaar dat ons vanoggend weer hier kan wees in U teenwoordigheid. En Here, ons is dankbaar vir elkeen wat vanoggend hier is. En ons weet, Here Jesus, ons is hier om te hoor wat U vir ons wil kom sê deur U woord. Here, ons is ook dankbaar vir die feit dat U met ons praat deur U woord. Dat U woord lewend en kragtig is, skerper as 'n tweesnydende swaard. Ja, Here, dat ons in vandag se tyd is daar soveel aanvalle op die woord. Maar ons wil vanoggend erken, Here Jesus, dat ons glo dat U woord is waarlik onfeilbaar. Dat U woord is, elke letter van U woord is die waarheid. Here, ons kom vanoggend vir die boodskap, waar dit ook al gaan loop, Here Jesus, dat dit asseblief op vrugbare grond sal val. Dankie dat ons weet dat, Here, dat U is die weg, die waarheid en die lewe, dat niemand na die Vader kom behalwe deur U, Jesus Christus, ons verlosser nie. Here, ons bid ook dat ons, wat sê ons is die kinders. Here, dat ons nie net met ons monde sal bely, maar dat ons lewens daadwerklik sal getuig dat ons U liefhet. Ja, Here, dat ons die vrug sal dra wat by die bekering pas. En dankie ook, Here, vir hierdie voorreg wat ons het, om in hierdie gebou te kan saamkom, sonder vrees van vervolging van enige aard. Maar ook, Here, dink ons aan ons medegelowiges, ons broers en susters in die Here Jesus Christus, wat in lande wreed vervolg,
omdat hulle U liefhet. Dankie dat daar nog in ons land, Here, al gaan dit hoe sleg, dat ons nog steeds godsdienstvryheid het. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Die gelykenis van die saaiër, dink ek, is redelik bekend vir almal van ons. Almal het al daarvan gehoor of dalk raak gelees. Ek wil daarop begin. Daar's 3 komponente wat hier genoem word. Daar's die saaiër, die saad en die grond. Nou as ons lees in Matteus 13 vers 37, Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. So hier kan ons sien dat Jesus kom en sê, hy begin met gelykenis van die saaiër, maar die saaiër praat hier Jesus van homself. So is belangrik om dit te besef. Die saaiër is die Here Jesus self. Hy is die een wat in ons lewens werk. Want hy is God, hy is Emmanuel met ons. En dit is belangrik om dit te onthou. So dan kom ons by die saad. Ons weet ook dat die Here Jesus die eerste een toe hy op die aarde was hy die eerste ene wat die boodskap van verlossing verkondig het in sy naam. En in teologiese taal praat ons daarvan van die evangelie. Die Bybel praat ook van die evangelie. En ek dink ek het al genoem, weet jy wat beteken die woord evangelie? Dit beteken goeie nuus. Die goeie nuus oor Jesus Christus. Dat daar verlossing is in Jesus Christus. En daar is 'n mooi woord wat mens raak lees in Johannes 3 vers 3. En dis die woord wedergeboorte. So dis waaroor dit gaan. Die Here Jesus kom en hy is die een wat die saad saai. Hy is die een wat begin het toe hy op die aarde gekom het die evangelie het by hom begin. Want op in die Openbaring lees ons, hy is die Alfa en hy is die Omega. Hy is die begin, hy is die einde. Alles begin by hom en dit eindig by hom. Goed. En dan in Handelinge 9 vers 15 lees ons dat die Here Jesus sê, Paulus is sy verteenwoordiger op die aarde. So eers wat die Here Jesus Christus was die saaiër gewees. Daarna was dit Paulus. En toe versprei dit onder alle ander disippels. En dit versprei die hele wêreld vol. En in vandag se tyd kan ons sê tereg dat ek en jy kan ook saaiers van die goeie nuus wees. Want as jy 'n disipel is, en ek gaan dit nou weer sê, mense verstaan baie keer, ek gaan nou 'n gedeelte vir julle lees. As ons praat van disipel, dink mens die Here Jesus praat net van sy 12 disipels. En die woord disipel in die grondtaal beteken iemand wat in die voetspore van Jesus volg. So as jy die Here Jesus werklik liefhet, dan is hierdie ook op jou en my van toepassing. Want dan is ons 'n disipel, 'n volgeling van Jesus Christus. Dan beteken dit ons kan nie apaties sit en sê, hoor hierso, hierdie gelykenis het die Here Jesus vir hierdie mense vertel, so dis hulle verantwoordelikheid nie. Nee, ons is ook disipels. As ek die Here aanneem as 'n verlosser en saligmaker, dan is ek 'n navolger van Jesus Christus. Met ander woorde, ek het hom lief en ek wil gehoorsaam wees aan hom. So dit beteken dan ook dat ons ook 'n verantwoordelikheid het om die boodskap te verkondig. Nou vers 19, dan in die tweede gedeelte kom die Jesus en dan gee ons half die betekenis van dit. In vers 19 lees ons, wanneer iemand die woord van die koninkryk hoor. So dit sê vir ons, daar is 2 komponente, die saaiër en nou is ons by die saad. Wat is die saad dan? So die saad is iemand wat die koninkryk van God hoor. Dis iemand wat die woord hoor. Dis wat die saad is. So met ander woorde, die saaiër kom en hy gooi die saad in die grond, spreekwoordelik beteken dit, dis iemand wat die boodskap verkondig. En mense hoor die goeie nuus van Jesus Christus. Maar ongelukkig is dit ook so, dat nie almal wat hierdie hoor nie, reageer altyd positief daar rondom. So, die saad is die koninkryk van God, dis mense wat hoor, wat die woord, wat die evangelie hoor.
Nou, ons lees in vers 19. Nee, ek het daar nie opgesit nie. Ek moet dit self lees. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en van hom weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy wie daar op die pad gesaai het. So ek wil net so 'n bietjie bymekaar vat hierdie. So daar's 3 komponente, die saaier is Jesus Christus, die saad is die koninkryk, die evangelie, die goeie nuus. En elkeen kan eintlik 'n saaier wees. En ongelukkig lees ons hierso wat belangrik is, dat nie elkeen wat die woord hoor nie, reageer en neem die Here aan as verlosser en saligmaker nie. So met ander woorde, ons lees in Matteus 28 vers 19, hierdie is belangrik. Voor die Here Jesus opgevaar aarde toe, was hierdie die groot opdrag. Toe sê hy dit vir sy disippels. Gaan dan heen na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So die Here Jesus noem hier 4 dinge, maar ek wil net weet. So hier praat die Here Jesus met die 12 disippels, maar ek wil weet sê, hierdie is ook 'n toepassing van ons. Want as jy 'n volgeling van die Here Jesus is, dan is jy 'n disipel van die Here Jesus Christus. So dis nie net op toepassing van die 12. Ja, die boodskap is vir hulle, maar die toepassing is vir elkeen. So met ander woorde, hier kom die Here Jesus en hy noem 4 dinge. Hy sê, gaan dan heen, verkondig die evangelie, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het, en ek is by julle tot die volëinding van die aarde. So dit gee vir ons as kinders van die Here 'n bietjie moed, om te weet dat, hoorie so, ek het 'n verantwoordelikheid, dit wat ek ontvang het, ek het die Here Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker, ek kan dit nie vir myself hou nie, ek moet 'n saaier wees. Ek moet vir mense gaan vertel van die goeie nuus van Jesus Christus. Vir mense vertel dat, hoorie so, as jy wedergebore is, dan sal jy die koninkryk van God beerwe. Daar is nie 'n ander manier nie, daar is nie 'n ander weg nie. Die wêreld sê daar is, maar die Bybel sê vir ons, daar is nie. Ok, ek is klaar met die 3 komponente. Nou kom ons gaan net volgens die eerste 2 punte bespreek. Die eerste een is die saad wat langs die pad geval het. Nou ek gaan vir die versie lees en dan die betekenis, maar ek lees uit die ou vertaling uit. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet. Dan vers 19, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. So hierdie persoon, dit is mense dis moeilike mense. En mens sal amper sê, dis hardkoppige mense. En die Bybel praat van hulle in Psalm 14 vers 1, as 'n dwaas wat in sy hart glo, daar's geen God nie. Maar weer 'n keer kom vers 19, en hy sê vir ons, dit wat gesaai is in sy hart. So in ander woorde, die hart is die grond. So die Here Jesus saai die saad, die saad is die koninkryk, is die goeie nuus, die evangelie, maar die persoon se hart is die grond waarop dit val. En dan lees ons nou dan kom die bose en dit maak die persoon so half in mekaar en dan raak die persoon afvallig. So met ander woorde, ons moet besef dat die evangelie word wêreldwyd baie plekke word dit versprei. Maar die duiwel speel 'n rol daarin dat dit maak mense te mekaar. En die oomblik as iemand die mekaar raak, weet jy wat gebeur dan? Raak hulle negatief, hulle sê nie, maar ek sien nie kans vir nie. Raak hulle afvallig. So die duiwel speel ook baie keer 'n rol dat mense afvallig kan raak. Hoor mooi, net baie keer, nie altyd. Maar baie keer gee die party mense die duiwel te veel neem. Hy's goed, maar hy's ook nie so goed nie. So, wat ook belangrik is om te onthou.
die resultaat van die saad wat gesaai word. Dit is nie in die hande van die saaier. So met ander woorde, as ek met mense praat oor die Here Jesus, die resultaat daarvan is nie in my hande nie. Ek is nie 'n beheer daarvan. Ek is maar net die boodskap. Jy sien, as iemand se hart verhard is, kan jy praat soveel as wat jy wil. Daardie persoon se hart is verhard en eintlik wat gebeur is, dan gebeur niks nie. Weet jy hoeveel mense is daar reg oor die wêreld, is daar duisende mense wat Sondag na Sondag in die kerk sit, hulle hoor die woord. Maar dis al wat dit stop. Dis al wat gebeur. Daar's nie verandering nie. Want jy sien, wat help dit dan jy hoor die woord elke Sondag? Maar dis al wat dit stop. Eintlik hoe dit moet wees is, ek hoor die woord en ek neem dit aan en ek dink by myself, hoor hierso, ek het gehoor nou die woord, maar nou moet ek gehoorsaam wees, ek moet iets daarom te doen. Ek kan nie apaties wees nie, ek kan nie niks doen. Want jy sien, dit help nie net om van Sondag na Sondag kerk toe te gaan, om die boodskap te hoor, maar net niks te doen nie. Wat bereik jy daarteen? Jy gaan nie geestelik groei nie. Ons lees in Hebreërs 3 vers 15 die volgende. Omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. As jy die woord van die Here hoor, moenie jou hart verhard nie. Daar's 'n gedeelte in die Bybel, ek kan nie onthou wat staan nie. Ek dink ek raak te oud. Ek weet nie dit kan onthou nie. Okay, maar anyway, dit kom dan daarop neer, dat die Here kom en hy val in jou hart van klip, haal dit uit en sit 'n hart van vlees. Ek wil volgens vir jou vra, moenie 'n hart van klip hê nie. Moenie jou hart verhard vir die woord van die Here Jesus nie. Want jy sien, baie mense het die gesindheid van, hoor hierso, ek het nog tyd oor. Ek het nog tyd oor, my hart is nog nie reg nie. Ek moet my hart eers gee 'n bietjie kans. Dat ek eers my hart reg kry. Die oomblik as jy so dink, dan is jou hart verhard vir die evangelie. Moenie, as jy die stem van die Here hoor, moenie jou hart verhard nie. Maak jou hart oop vir die Here. Dat die Here ook die hart van klip sal uithaal en jou hart van vlees kan insit. Want dis die Here Jesus alleen wat dit kan doen. Niemand anders kan vir jou 'n nuwe hart gee nie. Niemand anders kan vir jou 'n beter mens maak. Dis nie die Here Jesus Christus wat dit kan doen. So hierso, hierdie 2 verse wat ek nou gelees het van dit wat op die klipbanke geval het. Ons het die evangelie is verkondig. Mense het dit gehoor. En die duiwel het gekom en hy het alles weggevat. Is jy dalk soos daai mense wat die saad wat op die harde droë grond val? Kom ons nou dan kerk toe, hoor die boodskap, maar dis net waar dit stop. Ek weet eerlikwaar dat dit nie jy sal wees nie. Dat jy werklik, as jy die boodskap hoor, dat jy 'n honger in jou hart sal hê. Dat as jy hierso sit, dat jy hierso sit met 'n verwagting, nie om te hoor wat ek vir jou wil sê nie. Want ek beloof vir jou vandag, ek kan niks vir jou sê nie. Dis die Here Jesus Christus wat die prediker is. Dis die Here Jesus Christus wat die naprediker is van sy woord. Want jy sê, al wat ek moet doen is, ek moet sê wat die woord van die Here sê. En al wat jy moet doen is om te hoor en te doen. Dis wat ons moet doen. Want jy sien, baie van ons hoor maar nie almal doen nie. Want die oomblik as jy nie doen nie, dan raak jy apaties. Dan gaan jy nie geestelik groei nie, dan gaan jy nie bruikbaar wees vir die Here Jesus Christus nie. Okay, die tweede punt. Die saad wat op die klipbank geval het. Excuse me, ek moet reg draai. So die saad wat op die klipbank geval het, dis die persone wat die woord hoor, en hulle raak opgewonde.
Maar dit raak hulle aan. En dis mense wat vir jou sal sê, hoor hierso, hierdie is werklik goeie nuus. Ek hou van wat ek hoor. Eintlik is dit so half, hoor hierso, waar moet ek teken? Ek wil. Hierdie klink vir my goed en hulle is opgewonde. Maar ongelukkig, het hulle nog nie geestelik wortel geskiet nie. Hulle is nie geanker in die Here Jesus Christus. En die probleem is, wanneer die sorge van die lewe kom, wanneer die swaar kry kom, dan sak hulle uit en hulle raak afvallig. Hulle dien nie meer die Here nie. Ek sien, dit is belangrik om te weet. En ek sê dit versigtig en ek hoop jy verstaan dit reg. Blydskap, opgewondenheid, dis nie altyd 'n waarborg van redding nie. Want jy sien, baie mense sê, hoor jy, as jy net bly is, dan weet jy mos jy die Here aangeneem. Hoor jy, weet jy hoeveel mense het al positief gereageer? Hoeveel mense het al gesê, ja, ek sal die Here dien. Of hierdie boodskap tref my en dit maak my opgewonde, maar maandag of dinsdag of woensdag, dan sak jy maar weer terug. Dan is jy maar weer in jou self. Christendom gaan daaroor dat jy toegewyd sal wees, al gaan dit hoe sleg met jou. Christendom is nie iets wat vir 3 maande hou en dit het nie 'n vervaldatum nie. En dis presies wat met hierdie mense gebeur het. Die Here praat verder ook van mense wat sodra hulle 'n bietjie swaar kry, bedoelende, hulle word verdruk vir die woord. Met ander woorde, dis mense, die oomblik as daar gepraat word oor sonde, veral in vandag se tyd, as daar gepraat word oor sonde, dan sal hulle so 'n bietjie terugkyk. Want hulle weet, sodra ek my mond oopmaak, en ek staan op vir die waarheid, en ek noem sonde by die naam, gaan ek ongewild wees. En dit veroorsaak dat mense uitsak. Want ek wil nie mense te nakom. Maar vir iemand wat werklik die Here Jesus lief het, dis iemand wat nie bang is nie. Dis iemand wat bereid is om op te staan en om te sê, hierdie is sonde, wat die woord van God sê dis sonde. Ongeag of hulle gewild is of ongewild. Want hulle die Here lief bo alles. Wil wat sê Markus 8 vers 38. Want elkeen wat hom vir my woorde skaam in hierdie oorspellige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Hoor hierso. As jy by 'n braaivleisvuur staan en jy sê jy is 'n kind van die Here of 'n Christen, en die manne of wie ook al daar is, praat sonde goed, en jy bly stil, dan is jy soos hierdie persone. Hulle het nog nie die Here werklik opgeneem as verlosser. Hulle deins terug, hulle deins weg. Jy skaam vir die Here. Weet jy wat sê die Bybel dan, wat ons gelees? Die Here gaan skaam wees vir jou, die dag as hy voor God staan. Want jy sien, wat mense vergeet, om 'n kind van God te wees, moet jy, dit kos jou iets. Baie keer kos dit jou verhouding met iemand. Baie keer gebeur dit dat jy word 'n kind van die Here en jou familie draai nergens op toe. Of hulle vriende sê vir jou, hoor hierso, nee man, jy het 'n bietjie anders geword, ons wil nie meer saam met jou. En jy raak ongewild. Maar in dieselfde asem wil ek sê, die beste en die kosbaarste ding wat daar ooit sal wees, is om die Here aan te neem as verlosser en zaligmaker. Al beteken dit, jy moet partykeer jou kruis dra. En ongelukkig is dit so, dat mense, hulle raak moeg, of hulle sak uit, en hulle is nie bereid om te volhard vir die saak van die Jesus Christus nie. Ek sluit af op deze voorbeeld in Johannes 6 vers 45. Ek het genoem, die Here Jesus praat met 'n klomp mense. En baie van sy disippels was daar gewees. En hy praat oor die nagmaal, en hy sê, as julle nie van my liggaam eet, en van my bloed drink nie, julle het al raak gelees.
Hey, skiet in jou kop, want ek het, okay. En die mense, toe hulle dit hoor, toe sê van sy eie disippels, wat hy nou sê is daarom te erg. En hulle draai om, en hulle loop weg. Dit draai hulle rug op die Here. Disippels, wat sy volgeling was. Sien, dis die mense, dis die saad wat op die klipbank geval het. Dit nie wortel geskiet nie. Want hulle skaam vir die Here Jesus Christus. So ek wil vanoggend vir jou vra, het jy al spreekwoordelik, het jy al 'n bietjie gaan saak? Bedoelende, het jy al vir iemand vertel van die Here Jesus Christus? Of is jy nog so skaam? Of is jy jou hart nog verhard? Is jy baie plek waar jy sê, maar hoorie so, ek het nog soveel dinge. Ek moet eers 'n paar dinge uitsorteer voordat ek my hart oopmaak vir die Here Jesus. Ek bid dit, volgende week gaan ons hoor. Ek bid eintlik maar, ek bid dat jou hart sal wees, soos daai saad wat val op die vrugbare grond. Wat het oplewe 60-voudig, 40-voudig. Dis hoe dit moet wees. Dat jy sal groei in die Here. Dat jy die Here sal kies bo alles. Dat jy sal opstaan vir die son. Bedoelende, hierdie wat nou gebeur, kan ek nie saamstem met die son. Staan op vir die woord van die Here, onbeskaamd. En onthou, al kos het jou prys, maar om die Here te doen, het verharde bo enigiets anders. Kom ons sluit af. Almagtige God, Hemelse Vader, ons dankie, Here, dat ons al geleer het dat U 'n goeie Vader is. Here, dat U nog vir ons so goed is. Here, dat U geduldig is met ons. Here, hoeveel keer stel ons nie vir U teleur nie? Hoeveel keer kom ons nie vir U te na nie, maar Here, U trou is van geslag tot geslag. En ek bid, Here Jesus, dat ons, as ons U woord sal hoor, waar ook al, hoe ook al, Here, dat dit asseblief op vrugbare grond sal val. Dat ons nie ons harte sal verhard vir die woord. Here, dat ons wat bely dat ons U kinders is, dat ons U in gees en waarheid sal aanbid. En Here, dat ons sal opstaan vir die waarheid van U woord, U onfeilbare woord. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.